Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkings tyd. Dankie vir jou aandag en dankie dat jy inskakel. Ons praat oor dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het. Daai krag werk binne in jou en my, is binne in jou en my, deur die Heilige Gees sê hy. En daai krag kan jou en my lewe verander. Maar dit gebeur nie outomaties nie. Jy moet dit glo, jy moet intap, jy moet werk daaraan, jy moet dit insien, jy moet dit saam met dit werk, daar's klomp beginsels, en ons gaan na daai beginsels kyk, maar eers net die skrifte wat sê, daai krag is binne in jou. Hoor vandag se skrif, 2 Timoteus 1:7 wat sê, want God het ons nie 'n gees van lafhartigheid of vrees gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Hierdie vers is massief, mense. Ek en jy het nie 'n gees van vreesagtigheid. Nou, ek kan net daaroor preek, né? Die dempende krag van vrees. Nee, hoe vrees jou en my weghou van ons maksimale lewe? Hoe vrees ons weghou van gesprekke? Hoe vrees ons weghou van drome, dinge aanpak, nuwe adventures? Hoe vrees jou weghou van die moeilike gesprek om met iemand te hê oor 'n verhouding of oor wat reg en verkeerd. En ek kan aanhou. Vrees is die duiwel se grootste wapen. Maar hy sê, ons het nie 'n gees van vreesagtigheid, lafhartigheid gekry nie. Ons het 'n gees gekry van krag, liefde en selfbeheersing. En weer, nou kan ek oor elkeen van daai woorde 'n hele oggend praat, né? Krag, liefde en selfbeheersing. Ons gaan volgende week oor elkeen van hulle praat, maar net vandag. Ek wil hê jy moet heeldag vir jouself sê, ek het nie 'n gees van vreesagtigheid nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Kom aan mense, is maklik om te onthou. Ek kan nou my vriende begin spot en hulle name begin noem. Selfs my vriende kan hierdie woorde onthou. Ek het nie 'n gees van vreesagtigheid gekry nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Gaan jy dit herhaal? Sê dit so 2-3 keer op en dan begin jy dit heeldag herhaal. 2 Timoteus 1:7. Ek het nie 'n gees, die Heilige Gees is nie 'n gees van vrees en lafhartigheid nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Kyk, hoe het jy dit, né? So mense, kom ons glo dit. Kom ons begin dit te sê oor onsself, oor ons dag, oor ons lewe. Ek het nie 'n gees van vreesagtigheid nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, baie dankie. Ons het geen verskoning nie. Ons het nie 'n gees van vreesagtigheid nie. Ons het nie 'n gees van blameer en verskonings maak. Ons het nie 'n gees van, ek is 'n victim en 'n slaaf en ek kan nie en ek swak nie. Nee, ek het nie 'n gees van vrees en lafhartigheid gekry nie. Maar ons het dieselfde gees gekry as wat Jesus uit die dood uit opgewek het. 'n gees wat oorloop van krag, lewensveranderende innerlike krag, 'n gees van liefde, 'n gees van selfbeheersing. Here, vandag is die eerste dag dalk vir baie mense van 'n nuwe lewe. 'n Nuwe lewe wat ophou verskonings maak, 'n nuwe lewe wat ophou verloor, 'n nuwe lewe wat altyd blameer en huil en swaar kry, 'n nuwe lewe van krag, liefde en selfbeheersing. Dankie daarvoor, Here, ek vat hierdie nuwe lewe en ek gaan dit voluit leef in Jesus naam. Amen. Dankie liewe vriende, kom ons leef hierdie lewe. Sê daai versie op, herken hom en bid hom in jou lewe. Die Here seën julle. Trots geborg deur Evergreen Turf.